Amen. Dit is so fenomenaal en van my kant af wil ek vir Pastor Henry en al ons ander pastore sê baie dankie vir die opofferings wat julle maak, maar by dit wil ek voeg, dis nie regtig vir hulle opoffering nie. Die Here het hulle geroep om dit te doen en hy het hulle gesalf om dit te doen en hy het hulle geseën om dit te doen. So ons is bevoorreg om deur hulle bedien te word. Amen. So kom ons gee net weer vir ons pastore 'n lekker hande klap. Daar sê, so, hy het nou klaar gesê, die jaar 2025 is ons jaar van belofte. En dan het hy tot nou toe, die hele Oktober, onthou nou nie April nie, Oktober, en die wat op Facebook live saam bid, sal nou weet waaroor dit gaan. Maar jy kan dit maar April ook vat. So hy het die hele Oktober bedien oor deurbrake en spesifiek hoe om dit te ontvang, om dit te praat, om dit te verwag en maak dit vir jouself maklik en gaan luister net weer daarna. Maak seker jy maak dit jou eie, want die Here wil hê jy moet deurbreek. Amen. Dan sluit ek nou vandag af met hierdie fenominale reeks en dis nog baie groot voorreg vir my om dit te kan doen. En my tema vir vanmôre is my deurbraak verheerlik Jesus. Jou deurbraak verheerlik die Here. En dis waaroor dit gaan. Amen. So vra vir die persoon langs aan jou, is jy reg om die Here te verheerlik? Nou vra vir dieselfde persoon, is jy reg vir verandering? Woehoe! Yes, halleluja. En net so van dit gepraat, ek het nou nie dit beplan nie, maar Tabo vanmôre toe bid hy iets spesifieks oor orde. En ek besef, wanneer ons die woord oopmaak, elke keer wanneer Pastor Henry 'n woord bedien, of enige van ons ander pastore 'n woord bedien, kom orde in ons lewens in. Want dis wat die salwing van die Heilige Gees doen. Dit is wat die Here veronderstel is om in jou lewe te doen. Jy moet hom net toelaat. So dis deel van jou deurbraak wat die Here wil gee. Hy wil orde bring in 'n deurmekaar lewe. Dis wat ons nodig het. Ons het nie nog mooi praatjies nodig nie. Ons het orde van die Here af in ons lewens nodig. Amen. So this is what's happening this morning. In Jesus naam. So ek gaan wegspring en ek gaan vir julle sê, verandering is onvermydelik in ons lewens. Ek onthou, as dogtertjie het ek altyd agter die roomhuiskarretjie aangehardloop. Ek weet nie of julle dit ook gedoen het nie. Ek het die roomhuiskarretjie gejaag en dit was vet pret en dan die roomhuis wat jy geëet het was heerlik. Raai wat? Ek jaag hom nie meer nie. Weet jy hoekom nie? Want ek is steeds opgewonde as ek sy klank hoor, die tye wanneer hulle daar verbykom. Maar die roomhuis is ook nie meer vir my so lekker nie. So, daar het eers 'n verandering plaasgevind. Het jy agtergekom, jy dink nie meer soos wat jy gedink het toe jy 20 jaar oud was nie. Jy dink nie meer soos wat jy gedink het toe jy 30 jaar oud was nie. Alles is besig om te verander. Ek onthou die poskantoor, ons geliefde poskantoor. Daar het jy ingegaan en jy het reggekom met als. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Vandag is daar maar hier en daar enetjie oor. Daar is eintlik nie meer poskantore nie. Tegnologie het oorgeneem. En met die druk van 'n knoppie is die wêreld op jou voorstoep. Letterlik in jou hand. En dan my grootste herinnering, of fondste herinnering, is die feit dat ons Bybels kerk toe gebring het. Kan julle sien hoe dit verander? Wie het sy Bybel hier vanmôre? Enige iemand? Ek kan dit op my 2 hande tel. Hier's Bybels vanmôre. Daar het verandering ingetree. En dan 'n baie groot Armand. As jy hom vir ons kan opsit, sal ek baie bly wees. Hier is 'n groote inderdaad wat Pastor Henry gedeel het gedurende hierdie week. Wat julle moet sien. Wat nogals vir my
baie great was. Daar is hy. Daai is 'n wimpy menu. 1970. Okay, nou gaan ek vir julle verandering wys. As julle daar kan sien, wow, gou, ham en kaas en tamatie broodjie, gerooster, 30 sent. Een vrugteslaai, 35 sent. En dan is dit nog regte vrugte. Ek weet nie wat eet ons deesdae. Ek maak sommer grap. Dankie Armand. So jy kan sien dat verandering onvermydelik is. En wanneer ons praat oor hierdie veranderinge, praat ons daaroor as die goeie ou dae. The good old days. Nee, ons verwys daarna as die goeie ou dae. En terwyl ek hierdie week, Pastor Henry praat baie oor hierdie ding, want ek skryf en dan elke keer dan verander die Heilige Gees dit, en ek skryf en ek bid. En terwyl ek so skryf, drop die Heilige Gees net hierdie gedagte in my hart, en ek is vir 'n oomblik verstom, wat die Here vir my sê, oor die goeie ou dae. Luister nou mooi wat sê hy vir my. Hy sê vir my, dis mooi en dis pragtig om mooi herinneringe te hê, oor alles wat mooi was en alles wat gebeur het. Maar ek is nie daar nie. En ek word vir 'n oomblik yskoud, en ek besef, dis so waar. Die Here is nie meer in die verlede nie. Die Here is nie meer daar nie. Die Here wil hê, jy moet in die nou wees, want hy het vir vandag voorsien presies wat jy nodig het vir vandag. Sonder dat jy weet, dat jy vorentoe kan beweeg. Want dis waarin die Here belangstel. Hy wil nie hê ons moet stagneer nie. Hy wil nie hê jy moet heeltyd terugkyk na wat verkeerd was in jou lewe, of wat was so lekker in my lewe, dat ek nie wil vorentoe gaan nie. En dis presies wat die Here wil hê ons moet doen. Hy het genoeg vir jou vir vandag, om die beste uit vandag te haal, sodat jy kan groei, sodat jy kan wees waar hy wil hê jy moet wees, sodat jy kan vorentoe beweeg, want dis wie hy is. Hy wil jou deur laat breek, teen die dinge wat jou terughou, teen die vrese wat jy het. Hy wil hê jy moet deurbreek, in die naam van Jesus. Amen. Ons kyk na Genesis 15 asseblief. En ek praat oor die verandering as gevolg van hierdie gedeelte wat ek gelees het. Genesis 15 vers 13. Daarop sê hy vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Ek wil julle herinner aan hierdie gedeelte. Onthou nou, die Here het vir Abraham 'n belofte gegee van hierdie geweldige nasie wat hy gaan word. En intussen kom die Here na hom toe en hy sê vir hom, dit is wat met jou nageslag gaan gebeur. Dis 'n woord van profesie wat die Here met Abraham deel. Hy sê vir jou nageslag sal vir 400 jaar verdruk word in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Maar ek sal hulle uitred en hulle sal geseën daar uitkom. Net om vir jou die prentjie te skets. Onthou julle, daar was 'n Isak en 'n Jakob na Abraham, sy seuns toe nou. En Jakob het die 12 seuns gehad wat die stamme van Israel is. Josef, sy tweede jongste, is toe verkoop. Onthou julle, sy broers het hom nie gelike nie. So hy's verkoop. En Josef land in die Farao se huis en hy heers oor daai huis. So Josef het guns gehad by Farao in daai stadium. Die hongersnood het getref en Jakob en al sy seuns het toe Egipte land toe getrek.
Dis waar ons nou is. Hulle is in Egipte land. Die Farao, by wie hulle guns gehad het, is oorlede. En daar is 'n opvolger, wat nie die geskiedenis ken nie. En van daar af het die 400 jaar van slawerny begin, vir die Israeliete. So dis nou waar ons is. 400 jaar. Ek dink partykeer, ons is te lank op 'n plek waar ons nie moet wees nie. Jy's te lank op 'n plek waar jy glad nie hoort nie. Yes, daar's voorsiening, maar daar's nie oorvloed nie. Daar moet oorvloed wees in ons lewens. So, ek wil net vir jou sê, jou omstandighede waarin jy nou is, waarin jy nou mag verkeer. Onthou, ons dink deurbraak. Ek wil vorentoe beweeg. Ek wil meer in die lewe. Ek wil groter in die lewe. Na gees, siel en liggaam, al die dele, stel die Here in belang. Né? Deurbraak. Dit waar jy nou is, hoef nie jou permanente adres te bly nie. Die Here wil vir jou laat deurbreek, soos wat hy die Israeliete gaan laat deurbreek het. Hy het vir jou die beste en die mooiste instoor, maar dis ons wat moet verandering aanvaar. En weet julle wat, ek dink partykeer, ons wonder, hoekom kan vrouens veral weer teruggaan na abusive verhoudings toe, daar waar daar vernietiging is. Maar as jy gewoond is aan iets, dan is dit waartoe jy graag weer wil teruggaan. So vir die Israeliete was dit 'n saak van onmoontlikheid, om uit te breek uit hierdie situasie uit. Maar ek wil vir jou vandag sê, as daar enige iemand, of enige iets, tussen jou en die Here, tussen die Here en ons as sy kinders kom, sal hy met hulle deel. Ek gaan dit weer sê, as daar enige iets tussen jou en die Here, tussen hom en sy kinders kom, gaan hy deel met hulle. Amen. Deurbraak in Jesus naam. Kom ons kyk na Exodus 13 asseblief. Dis gedeeltes wat julle baie goed ken en gaan lees dit gerus weer. Dis lekker stories om te lees en dit is opbouend. Vanaf vers 17 asseblief. Toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was. Julle het al gehoor, mense sê dit was nader, so party mense sê dis 8 dae, party sê dis 13, ek weet nie hoeveel dae dit was nie, die woord sê dit was nader, né? Die Here het hulle, sou hulle nader laat lei het, as hulle net reg was vir die volgende. Die volk sal dalk berou kry, wanneer hulle die Filistyne sien, en dan sal hulle terug wil gaan. Vir 400 jaar was die Israeliete verdruk. Hulle gedagtes was verander. Ek wil amper sê twisted. Hulle was so gewoond aan die onderdrukking en om te doen wat die Egiptenare van hulle verwag het, dat hulle glad nie eers vir 'n oomblik gedink het, dat daar is meer 'n God in die hemel wat omgee oor hulle nie. Hulle het met ander woorde vergeet wie hulle was. Mag dit nooit van ons gesê word nie, dat ons vergeet wie ons is, as gevolg van omstandighede en dinge wat in ons lewens gebeur. Mag ons nooit wil teruggaan na die verkeerde agter ons nie, want ons is besig om op pad vorentoe te beweeg. Die Here is besig om vir ons deur te breek. En die Here sal vir jou deurbreek op 'n manier wat jy nooit gedink het moontlik is nie. Niemand het gedink dis moontlik in jou lewe nie. Jy weet nie hoe die Here dit gedoen het nie. En dis presies waar ons nou self bevind. Farao het die volk laat gaan. Kom ek vertel vir julle iets. Farao het gesien wat die Here kan doen. Farao het al die pla van Egipte beleef. Farao was op hierdie stadium 'n stikkende man. Hy het sy seun nou net verloor. Sy hele land is verwoes. Dink vir 'n oom, kry hierdie prentjie. Dis waarmee ons te doen het. En hy laat die volk gaan. En dan sê
vers 20. Nee, vers 21. Luister nou verder. En die Here het voor hulle uitgetrek. Dis nou die Israeliete, terwyl hulle nou besig is om te trek. Bedags in 'n wolkkolom, en as Armand daai ding vir ons weer kan opsit. Ek hou van prentjies. Bedags in 'n wolkkolom, en hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom, om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. En die wolkkolom kon nie bedags, en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk het nie. Kon jy maar opsit? Ok, ek gaan praat, terwyl hy hom opsit. En die Here het voor hulle uitgetrek. Luister, die Here het voor die volk uitgetrek. In 'n wolkkolom. In 'n vuurkolom. So, imagine dit, om dit te sien gebeur. Die Here trek voor jou uit. Onthou julle, pastoor Henry het verlede week daarna verwys, dat 'n koning altyd agter is, en beskerm word deur die manskappe voor. Maar nie ons koning nie. Ons koning maak vir ons die pad. Ons koning maak vir ons 'n weg waar daar nie 'n weg is nie. Ons koning maak vir ons daar 'n pad waar daar niks is voor ons nie. Hy breek vir ons deur. Dis wie ons is. Dis wie hy is. Hy's voor ons. Amen. En dis wat ons hierso sien. In 'n wolkkolom en in 'n vuurkolom. Look at that. Dis min of meer die beste wat ek kon kry. Ek weet julle gaan nog baie mooier fotootjies kan kry van dit. Maar kyk net daar. En dink vir 'n oomblik, hoe moes dit gelyk het in die woestyn? Ek wil vir jou sê, almal wat van die Israeliete kennis gedra het geweet wat aangaan. Hulle kon duidelik sien wat die Here besig is om hier te doen. En dis wat die Here sal doen in jou lewe. Almal hier rondom jou sal sien wanneer die Here vir jou deurkom. En hulle gaan vir jou vra hoe dit gebeur. En jy sal die Here verheerlik. Dis hoe dit gebeur. Amen. So die Here is binne in hierdie wolkkolom en vuurkolom. Die wolkkolom sê die skrif praat nie, ek sê dit nou sommer net, is sommer net my opinie, wat ek lewe. Die wolkkolom het vir hulle die rigting aangedui wat waar is. Maar omdat hulle in die woestyn was, dink ek het hy ook skade weer gemaak. En die vuurkolom het vir hulle lig gemaak in die nag, maar in die woestyn het ek net al gehoor, dis baie koud in die nag. So hy dalk ook hitte verskaf. So, jy hoef nie te worry nie. Klim uit jou comfort zone en begin beweeg, want die Here is met jou. Die Here breek vir jou deur, op 'n bonatuurlike wyse. Amen. Halleluja. Kom ons kyk na Eksodus 14 asseblief. Vanaf vers 1 af. Toe het die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet omdraai en laar opslaan by die see. Ek gaan nou nie al daai name sê nie. Wat 'n lekker plek om laar op te slaan. Hier by die see, sea view. Ons wil mos altyd sea view hê. So prys die Here, hulle kon daar laar opslaan. Halleluja. Luister gou hierso, vers 3. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land. Die woestyn het hulle ingesluk. En ek, luister hier wat sê die Here, en ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. En die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is. En hulle het so gedoen. Ok, so hulle het nou daar by die see gaan kamp. Halleluja. Lekker tan, 'n tan gevang. En luister weer. Onthou nou, Farao het gesien wat het in Egipte gebeur. Hy het die plaag gesien. Hy het sekerlik teen die tyd nou al gehoor van die wolkkolom en die vuurkolom, saam met die Israeliete. En die Here sê vir Moses, ek sal sy hart verhard. Onthou, hierdie man, dis maar net wat die skrif sê dit nie, dis net wat ek dink gebeur het. Hierdie man het nou net sy kind verloor. Sy wêreld is verwoes. Dit wat hy geken het. Die grootste moondheid in daai tyd. Skatryk land. Onthou, almal het soontoe getrek toe dit hongersnood was.
Almal het gaan kos kry daar, want Josef het voorsien. Nee, so dis 'n groot land. En hulle het baie gode gehad, maar hy self, Farao, was as God gesien. Nee? So dis net die Here wat iemand se hart kan verhard, terwyl hy sulke goeders rondom hom sien gebeur. Dis net die Here. Hoekom wil hy dit doen? Sodat hy verheerlik kan word, want dis waaroor dit gaan. Daar's net een God in die hemel, daar's net een koning wat ons dien, daar's net een heerser in ons lewens, en dis ons Here Jesus Christus. En so sê die Here vir Moses, ek gaan Farao se hart verhard, sodat hy agter julle moet aankom. Vers 9. En die Egiptenaars het hulle agtervolg, al Farao se leermag, almal van hulle, al sy perde, al sy waantjies, al sy manne, die beste van die beste, het hulle agtervolg. Nee? En hulle het ingehaal terwyl hulle in die laar gestaan het by die see. So hier kom die Farao, die Egiptenaars, kom hier by hierdie plek aan. En hulle sien, die see is voor die Israeliete. Hulle sien die Israeliete hier op 'n knop. En hulle weet waar hulle is, so daar's geen ander kant toe waartoe hulle kan vlug nie. Maar hulle sien nog 'n ding. Hulle sien 'n wolkkolom. Daar's nie 'n manier wat jy hom nie kon sien nie. En weer eens moes Farao by homself gedink het, wat maak ek? En julle sal weer lees, die Here sê, ek sal sy hart verhard. Dis die enigste manier hoe Farao, hoekom hulle agterna gesit was. En verseker het die volk hulle toe nou gesien en hulle het bang geword. Dan kyk ons na vers 13. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie. Die Here sê vir jou vandag, wanneer jy planne het om deur te breek, wanneer die Here vir jou 'n woord gegee het om deur te breek, om uit te breek, om te doen wat jy dalk nog nooit gedoen het in jou lewe nie, om jou voet in die water te sit, op die woord van die Here, sê die Here vandag vir jou, moenie bevrees wees nie. Daar's vir jou geen rede om bang te wees nie. Jy mag dalk die vyande sien. Jy mag dalk dink daar's geen pad vorentoe nie. Daar's nêrens links of regs 'n pad nie. Daar's nêrens een agter toe. My vyande is agter my. Luister, die Here kan dalk partykeer jou vyande se oë so blind maak, sodat hy verheerlik kan word. Sodat net hy vir jou kan deurbreek. Dan sê hy verder in vers 13, maar aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Jou vyande is nie in jou toekoms nie. Kom aan, jou siekte is nie in jou toekoms nie. Jou armoede is nie in jou toekoms nie. Enige iets of enige iemand wat teen jou kom, teen die wil van die Here in jou lewe, is nie in jou toekoms nie. That's just it. Die Here deel met jou vyand. Hy breek vir jou deur. Hy sorg vir jou. Hy maak 'n pad waar daar nie 'n pad is nie. Hy plaas jou in die oorwinning wat jy nooit gedink het moontlik is in jou lewe nie. Onthou julle vir Gideon wat gesê het, ek is die minste, ek is die kleinste, ek is die swakste. En die Here gebruik hom en hy rig hom op. En hy sê vir jou wil ek gebruik. Die Here sê vir jou vandag, ek wil jou gebruik tot eer van my naam, want dis waaroor dit gaan. Ons het net een God in hierdie lewe. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Hy breek vir jou deur vandag in die naam van Jesus Christus. Halleluja. Prys sy naam. Dan kyk ons na vers 14. Die Here sal vir julle stry en julle moet net stil wees. Ek dink so by myself, ek weet ons vrouens is skuldig, maar nie almal van ons nie, daar's manne ook wat net so lekker kan gesels. Dis tyd vir jou om bietjie stil te raak.
Jy's te besig. Dis tyd vir jou om kalm te raak. Die Here sê, raak kalm, raak stil, ek stry vir jou. Ek sal vir jou deurbreek. Jy kan maar net, weet jy wat, in elk geval, in ons eie kapasiteit, kan ons niks doen nie. Jy kan 'n bohaai opskop, jy put jouself net uit. En jy's 2 tree terug. So raak kalm. Dis tyd om stil te raak. Die Here sê vir jou vandag, ek's met jou, ek is vir jou, ek sal vir jou deurbreek, soos wat jy nog nooit gedink het daar 'n deurbraak vir jou kan kom nie. Maak nie saak wat jou ouers gesê het 10 jaar terug nie, of jou onderwyser 30 jaar terug nie. Die Here breek vir jou deur, man. Ons het 'n God in die hemel, wat sy stem harder praat, suiwerder is, kragtiger is as enige ander stem. Luister vandag na hom. Die Here breek vir jou deur. En, net nog so by the way, as jy dink jy het al ouer geword, jy's meer senior. Dis nonsens. Weet jy wat? As jy die Here dien, wil ek vir jou sê, ek wil by jou voete kom sit, want ek wil by jou leer. Jy het al geveg na geveg gefight en deurgekom. Jy het al toets na toets geskryf en steeds is jy staande. Jy kan my nog 100 goeders leer in die lewe. Ek kom sit graag by jou voete. Jy het 'n pad gestap. Jy dien die Here te midde van alles wat rondom jou aangaan. Dis 'n swakkeling wat sê, man, ek gaan sit in 'n gat. En ons almal was al daar. Ek was al baie swak gewees in my lewe. Maar ek moes myself daar uitruk. Want die Here is vir my. My God, saam met my God, loop ek 'n bende storm. Saam met my God spring ek oor 'n muur. Come on. He will make a way where there seems to be no way. In jou werksomstandighede. Jy werk vir 'n baas. Jy respekteer hom. Jy doen wat hy van jou verwag. Maar jy bid en jy vra groot. Want jy dien 'n lewende God, by wie niks onmoontlik is nie. Halleluja. Vers 15. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Dis nou al hierdie Israeliete wat so bang is. Want die see is nou nog hier voor hulle, mooi glad. Sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet wegtrek. As die Here vir jou gesê het, trek, dan gaan hy vir jou help. So, hy gaan vir jou 'n weg baan. Pak jou goed en trek. Wat sê hy? Is dit 'n liedjie? Pak jou goed en trek vir Here. So hy sê vir Moses, sê vir hulle moet trek, so hulle moet hulle goedjies pak. Ek weet nie hoe het dit gelyk nie. Weet julle, die skrif praat van 600,000 man. Nee, Egypte. Ons praat baie keer van die miljoene. 600,000 manne. So gee vir elke man 'n vrou. Gee vir elke vrou 2 kinders en hulle het baie meer gehad as net 2. So dis 'n klompie mense. So dis wat ons nou hierso sien. En dan vers 16. En jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan loop. Die Here slaan 'n reguit hou met 'n kromstok. Kom aan. Met ander woorde, hy kan jou gebruik, jy wat dink jy so krom en beteken niks nie. 'n Droë stukkie hout. Die Here sê ek vir jou slaan reguit deur jou lewe. Deur jou woorde, deur jou gebede, maak hy alles wat krom is reguit. En die see word gekloof voor die oë van die Israeliete, voor die oë van Farao hier agter hulle. En dis nou nog 'n hele stuk as jy aangaan met dit, en ek het vir Armand gesê om dit eintlik te kry, maar om tyd te bespaar. Wat op daai stadium gebeur het, en gaan lees dit gerus. Maar wat gebeur het is, die Here was in hierdie wolkkolom, nê? En dit raak nou, toe Moses sy staf uitsteek, toe
vermoed ek, dit het nag geraak. Want die skrif sê, die wind het dwars deur die nag gewaai om hierdie see te kloof. Maar wat gebeur het met die vuurkolom, is hy het agter die Israeliete toe ingetrek. Jy kan dit gaan lees in die skrif. Hy het agter ingetrek tussen hulle en die Egiptenare. En verwarring gebring. Kyk net hoe fantasties is die Here. Sodat hierdie wind die see kan droogwaai, die Israeliete, al klompie miljoene van hulle, kan deurtrek en die Egiptenare niks aan hulle kan doen nie. Kyk net hoe sorg die Here. So selfs al is jy besig om deur te stap, maak die Here seker dat niks jou agtervolg wat nie op jou pad moet wees nie. Wat jou dalk kan terughou. Dis absolutely amazing wat die Here daar vir hulle gedoen het. As jy gedink het dat die Here verras is deur jou probleme, of dat die Here verras is deur jou vyande, maak jy 'n fout. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en hy is die einde. Hy ken ons einde voordat ons nog begin het. Voordat hulle nog daar was, sê die skrif, in ons lewens. Hy weet van alles wat in jou lewe gebeur. Elke dag, niks is vir hom nuut nie. Hy sal sorg en deel met jou vyande. Hy sal vir jou sorg as jy besluit om hom voluit te dien. As jy besluit om 100% op hom staat te maak. Hy alleen kan dit vir jou doen. Ek het in hierdie week, het ons by ons gebedsgroep, wanneer ons klomp vrouens saam bid, en asseblief, kom, neem deel as julle wel kan, Woensdagoggende 9:00, dan bid ons saam, ons vrouens. En toe sê ek vir hulle, wat gebeur wanneer jy werklik waar in geloof begin bid en praat? Jy gaan in 'n ander vlak in. Hoor mooi wat ek sê, jy sien nog nie noodwendig daai deurbraak wat die Here bewerk in jou lewe nie. Maar jy begin dit praat en jy begin dit roep asof dit daar is. En hier binne gebeur iets. Jy gaan in 'n ander vlak in die geloof. En jy begin goeders praat en jy begin goeders roep wat nie daar is nie. Asof dit daar is, sê die skrif. So vir ons as gelowiges, ons is nie maar net ons nie. Jy's 'n kind van God, ons het gesing hier, the breath of God is inside of us, that ruach, the breath of God, die gees van God is binne in ons. Jy is nie net sommer net nie. Ek wil jou net weer herinner, jy's 'n kind van die almagtige God. Jy's hier met 'n doel op aarde, en die Here kan jou gebruik, en hy word verheerlik. Amen, halleluja. Kom ons staan en ons gee die Here 'n handeklap. Halleluja, baie dankie, Hemelse Vader. Halleluja. Kom ons eer die Here net daar waar jy staan. Dank die Here vir jou deurbraak. Dank die Here dat hy verheerlik sal word, te midde van wat ander dink of sê. Ander sal sien die goedheid van die Here deurbreek in jou lewe. Die Here het die antwoord, die Here het die oplossing, die Here bring die deurbraak in elkeen van ons se lewens, tot eer en verheerliking van sy naam. En ons gee aan U al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen, amen, halleluja. U kan maar weer sit plek neem.